Goeienaand broeders en susters. Ons gaan vanaand vir 'n oomblik stil word in die teenwoordigheid van die Here. Kom ons sit dan so en ons sluit ons oë en dan raak ons stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het, en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here deur saam te sing uit Psalm 104 vers 20 en 21. Ek wil terwyl ek lig geniet, Gods grootheid sing in psalm en lied. Ons staan vir die sing daarvan, waarna ons in gebed sal verenig. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat ons ook in hierdie aanduur, in die skemertyd van vandag by mekaar kan wees. En ook ons gebed na U toe kan rig, wetende dat U dit sal verhoor. Dat U na elkeen van ons gebede luister. Nie omdat ons dit verdien of omdat ons mooier bid as ander mense nie, maar omdat U dit doen in en deur ons Here Jesus Christus. Hy wat aan die regterhand sit om ook daar vir ons by U in te tree. Om daar ook vir ons as hoëpriester te dien in die allerheiligste. En ons bely vanaand dat dit sonder hom vir ons as sondaar mense onmoontlik sou wees om naby U te kom. Maar nou het ons deur ons Here Jesus Christus vrye toegang tot U heiligdom. En daarom bid ons dat U ook vanaand met hierdie wete elkeen van ons deur die Gees so sal lei, dat ons iets sal leer van U liefde vir ons, U liefde vir ons wat sondaar mense is, en dat elkeen van ons ook daardie liefde aan mekaar sal bewys. Daarom seën ons met die verkondiging van die evangelie en laat elkeen van ons ook in dankbaarheid U liefde gaan uitleef. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen. Ons gaan vanaand luister na 2 Korintiërs hoofstuk 2 vanaf vers 2. Eintlik 'n gedeelte, kom ons luister saam vanaf vers 5 tot en met vers 11. Vers 5 tot en met vers 11. En Paulus skryf hier en dan sê hy, as iemand droefheid veroorsaak het, is dit nie vir my wat hy hartseer maak nie, maar vir julle almal,
of om nie te oordryf nie, ten minste 'n deel van julle. Vir so iemand is die bestraffing deur die meerderheid swaar genoeg. Nou moet julle so iemand liewer vergewe en bemoedig, anders kan hy so hartseer word dat hy heeltemal moed verloor. Daarom vra ek julle, bewys liefde aan hom. Toe ek geskryf het, was dit juis om te wete te kom of julle aan my getrou gebly het en in alles gehoorsaam is. As julle hom iets vergewe, vergewe ek hom ook. Wat my betref, as ek iets moes vergewe, het ek dit klaar gedoen om julle ontwil. Daarvan is Christus my getuie. Die Satan moet nie die oorhand oor ons kry nie. Ons ken sy planne, maar al te goed. Dit ons teksgedeelte en vanaand dan hierdie woorde, daarom vra ek julle, bewys liefde aan hom. En ons gaan vanaand dan stil staan by die gedagte van die kerklike tug. Maar voordat ons dit doen, sing ons eers saam Psalm 96, eerste, 6de en 8ste vers. Ons staan vir die sing daarvan. Net so vir die mense wat vanoggend nie hier kon wees nie, ons het vanoggend stil gestaan by 'n baie, mens kan sê 'n belangrike saak waarmee alle gelowiges gekonfronteer word. Hoe hanteer ons 'n situasie waarin iemand se optrede binne die kerk die eer van God in gedrang bring? Nou vanaand gaan ons hierby aansluit in die lig van Sondag 31 van die katekismes wat handel oor die kerklike tug. So vanaand gaan ons op die praktyk ingaan as mense dit so wil verduidelik. Nou vanoggend het ons gesien, ons vertrekpunt in so 'n situasie moet altyd wees om ons te beywer vir God, want wanneer jy jou beywer vir God en God se eer, bring dit versoening met God. Wanneer ons beywer vir God se genade, dan bring dit versoening tussen God en sondaar mense. Want God se genade is die enigste weg tot versoening met God. Nou die vraag dan vanaand, hoe doen 'n mens dit? Hoe beywer jy jou vir God se genade?
En dis die vraag wat in Sondag 31 ook geantwoord word. En die antwoord is baie eenvoudig, deur die verkondiging van die evangelie, waardeur die koninkryk vir ons oopgesluit word, of toegesluit word. Die kerklike tug is een van die sleutels wat vir ons gegee word. Wanneer 'n hardnekkige sondaar uit die koninkryk uitgesluit word, of wanneer iemand wat tot bekering gekom het en berou het, vir so 'n persoon die koninkryk oopgesluit word. Maar streng gesproke kan ons al die twee hierdie handelinge saamvat in een eenvoudige ding: bediening van die woord. Ek en jy moet bloot die woord van die Here aan mekaar bedien wanneer ons die kerklike tug uitoefen. Want waar die woord verkondig word, gebeur daar iets. Daar gebeur altyd iets. As die woord van die Here verkondig word, die evangelie van Jesus verkondig word, gebeur daar altyd iets. Al lyk dit miskien vir jou of my asof daar niks gebeur nie, asof mense nie reageer op wat ons vir hulle vertel nie, daar gebeur tog iets. Want al die hoorders van die evangelie, almal wat dit hoor, maak nie saak wie of wat nie, word opgeroep tot geloof in Christus, tot dankbaarheid vir God se genade. En wie nie positief daarop reageer nie, wie nie in geloof optree en in dankbaarheid gaan optree nie, word uit die koninkryk uitgesluit. Letterlik uitgesluit. So dit wil sê die volle bediening van die woord bestaan uit twee bene. Aan die een kant die redding van God, die genade van God, aan die ander kant die oordeel van God. Altyd wanneer die woord verkondig word, moet al twee hierdie bene na vore kom. En al sien ek en jy nie die reaksie in mense nie, God weet wat die reaksie is. Die probleem is egter, en ons sien dit dikwels in die kerk, en ons hoor dit ook, dat kerklike tug in die wêreld gesien word as iets wat liefdeloos is. Iets wat gebrandwerk word as kerke wat mense uit die kerke uit wil wegjaag. Nou as dit die geval is, ons het dit vanoggend ook gehoor, dan is daar 'n groot skroef los. As ons die kerklike tug wil gebruik om mense uit die kerk uit te jaag, groot fout. Dis nie wat die kerklike tug is nie. Want die kerklike tug gaan oor die liefde van God, en daarom vra Paulus, bewys liefde aan hom. Bewys liefde aan hom. Want die kerklike tug vra liefde vir sondaar mense. En hoor mooi, dis 'n oproep aan die hele gemeente. Want die sonde van die enkeling raak ook 'n hele gemeente. Interessant, selfs ons eie formulier vir die ban of die afsnyding van 'n lidmaat van die gemeente, wat bekend is as die uiterste geneesmiddel vir iemand wat hulle nie wil bekeer nie, sê vir ons, u moet hom of haar nie as 'n vyand beskou nie, maar wys hom of haar juis van tyd tot tyd in liefde tereg. En hier word dan gepraat van iemand wat reeds uit die kerk afgesny is. Word daar gesê, moet hulle nie as vyande beskou nie, maar wys hom of haar juis van tyd tot tyd nog steeds in liefde tereg. So dis 'n opdrag vir die hele gemeente. Selfs al het die persoon nie teen jou as persoon gesondig nie, moet in liefde steeds na die heil van daardie persoon gesoek word. Jy sien, op 'n stadium bring die hartseer wat een persoon veroorsaak het, ook hartseer vir 'n hele gemeente. So sien ons het dit ook gebeur in die geval van Paulus en die gemeente van Korinthe. Is duidelik iemand binne die gemeente het teenoor Paulus verkeerd opgetree. En die persoon het hom so hartseer gemaak, dat hy nie eers weer na die gemeente toe wou gaan nie.
En daarom het dit ook die hele gemeente hartseer gemaak, en ons kan onsself indink lekker kwaad gemaak vir daardie persoon, vir daardie ou wat dit gedoen het. Nou wat die interessante van ons teksgedeelte is, wie die persoon was, wat presies die persoon gedoen het, word nêrens vir ons gesê nie. Wie hy was en presies wat hy gedoen het, wat so verskriklik was, dat Paulus nie eers weer na die gemeente toe wou kom nie, word nie vir ons gesê nie, dit word nie verwoord nie. Al wat ons het is hierdie paar verse in hoofstuk 2. En al wat ons weet is dit wat ons kan aflei uit die briewe van Paulus uit. En dan lees ons ook in hierdie 2 briewe, 1 Korintiërs, 2 Korintiërs, lees ons ook van Paulus se tranebrief. Hierdie saak was vir hom so erg gewees, wat hierdie persoon gedoen het en gesê het oor hom en van hom, dat hy 'n tranebrief vir die gemeente geskryf het daaroor. 'n Hartseer brief, 'n brief wat hulle ook hartseer gemaak het. En die mooi daarvan, hierdie brief wat die hele saak uiteengesit het, is ook nie in die Bybel nie. Dis nie deel van die kanonieke boeke nie. Dit het ook vervaag. Ons weet nie presies wat daarin gestaan het nie. Nou wat doen Paulus? In die eerste plek skakel hy homself uit die prentjie uit en hy wys vir die gemeente daarop dat die leed wat hom aangedoen is, ook deur hulle as gemeente ondervind word. Al is dit op 'n indirekte wyse. Daarom gee Paulus vir hulle 'n baie duidelike opdrag met betrekking tot hulle optrede teenoor die sondaar. Nou in die eerste plek sien ons dat Paulus die bestraffing van die oortreder goedkeur. Hy sê dit duidelik, die bestraffing van die meerderheid vir so iemand is genoeg. Die teregwysing deur die hele gemeente vir so 'n persoon, of ten minste 'n deel van die gemeente, is genoeg, sê hy. Daar moet opgetree word teen diegene wat in sonde leef of wat in sonde handel. Selfs in sy vorige brief het hy vir hulle gewys hoe daar opgetree moet word. Ons kan nie binne die kerk van die Here lewe soos Kain en sê, ek is nie my broer se oppasser nie. Ons is dit. Ons is ons broers en susters se oppassers. Ons is verantwoordelik vir mekaar. Daarom kan ons nie maak asof niks gebeur het wanneer daar iets verkeerd gebeur het nie. Nou onthou nou presies wat die gemeente van Korinthe in hierdie geval gedoen het. Presies wat die persoon gedoen het, weet ons nie. Ook word dit nie vir ons beskryf nie. Al wat duidelik is dat die bestraffing, die verkondiging van die woord aan daardie persoon deur die meerderheid genoeg is. Daarom is veral Paulus se riglyne baie belangrik en word dit ook duidelik in ons eie formuliere aangetoon. Nou moet julle liewer die persoon vergewe en bemoedig, sê Paulus. Ek vra julle, bewys liefde aan hom. Iemand wat tot insig gekom het, tot bekering gekom het. Ook hierdie onbekende man van 2 Korintiërs 2 mag nie uit die gemeente uit weggejaag word nie, maar moet in liefde terugverwelkom word. En die interessante is die woord wat hier gebruik word vir vergewe. Is 'n belangrike woord. Dit hou verband met genade betoon aan iemand. Aan so 'n persoon moet genade betoon word. Genade soos wat God aan ons ook betoon het. Toe Here Jesus Christus aan die kruis op Golgotha vir ons gesterf het. En waardeur ook ons sondes vergewe is. Ons sondeskuld weggewas is. Ons regverdig voor God is. Soveel sodat ons voor God kan verskyn asof ons geen sonde gedoen het nie. Dit gaan oor die onvoorwaardelike vergifnis. Asof daardie persoon sonder sonde is. Net soos God ons ook in Christus vergewe het. Daarom selfs wanneer dit gaan oor kerklike tug, is die welbekende woorde van Johannes 3 vers 16
steeds relevant. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Liefde. Die liefde van God is waaroor dit gaan by kerklike tug. Ons moet die liefde van God, die evangelie, aan mense verkondig. Onvoorwaardelike liefde, wat God ook in ons harte uitgestort het deur die Heilige Gees. En daarom luister 'n bietjie wat sê ons formuliere vir die heropname van iemand in die gemeente, wat van die gemeente afgesny was. Daar staan, omdat God in sy woord verklaar dat hy nie in die dood van die sondare behaag het nie, maar dat hy hom bekeer en lewe, daarom het die kerk nog altyd hoop op bekering van afgedwaalde sondaars. En hou ons hoor die mooi woorde, ons arms oop vir die bekeerde om hom of haar terug te ontvang. Lewe ons met oop arms vir bekeerde sondaar mense, staan ons gereed om hulle te omhels en teen ons vas te druk, of wil ons niks met hulle te doen hê nie. Daarom die opdrag aan die hele gemeente ook duidelik in sulke gevalle. Ons moet die sondaar weer met hartlikheid en liefde terug in die ryk van God ontvang as 'n broer en 'n suster. Ons moet bly wees, want hy of sy was dood en lewe weer, was verlore en is gevind. Ons Here Jesus Christus se les aan ons. Ons moet saam met die engele in die hemel ons verheug oor elke sondaar wat tot bekering gekom het. Want dit moet altyd die doel wees van ons optrede teenoor sondaars, teenoor mekaar in ons gemeente, om mekaar terug te wen vir Christus. En Paulus het hierdie man wat klaarblyklik teen hom 'n misdaad begaan het, sê hy heeltemal vergewe. Van sy kant af het hy alles gedoen wat hy kan om die versteurde orde en hartseer in die gemeente te herstel. Hy sê Christus self is daarvan 'n getuie. Met ander woorde, ons het dit net nou gesing, die hoogste rigter, die wêreldregter, Christus wat kom om te oordeel, is self daarvan getuie. Daarom moet ons nou dieselfde doen. Want ook ons, soos Paulus en soos alle ander sondaar mense, staan voor die aangesig van Christus. Die een wat vir ons sondes gekruisig is, deur wie daar ook vir ons vergifnis is. En dit, broers en susters, is die interessante van hierdie gedeelte, wat juis handel oor optrede teenoor 'n sondaar. Paulus praat nie, soos ek net nou genoem het, oor die sondaar of wie hy was of wat hy gedoen het nie. Hoekom nie? Dis interessant, hy praat nie oor daai goed nie. Hy noem nie wie die persoon was nie. Inteendeel, hy beskerm eintlik daardie persoon se naam en sy eer oor geslagte heen tot vandag toe. Waaroor hy wel praat is die verkeerde stemming wat daar binne die gemeente is teenoor hierdie sondaar by wie daar berou is, as gevolg van kerklike tug. En dis dit nie altyd ons groot probleem as mense nie. Ons sien eintlik die tug as 'n manier om ontslae te raak van ongewenste persone. Nee, sê Paulus, die doel is juis om die gemeente te heilig deur die bepaalde straf van die meerderheid, soos hy dit noem. Maar dan kom die genade en die vergifnis ter sprake. En wanneer daar berou is, moet daar genade wees van die res af. Daarom is die tweede doel van die kerklike tug die redding van sondaars, die behoud van sondaars. Dit vra van 'n gemeente soos ons om eerder so 'n persoon by te staan, te bemoedig, as wat ons die hele tyd die ou koeie uit die sloot uit gaan grawe. En wat's die gevolg hiervan? Daar sal twee dinge wees. Eerstens dat die sondaar wat reeds neergeslaan is,
nie verder verneder sal word nie. En op die ou einde sê Paulus moedeloos raak en heeltemal verlore gaan nie. En die tweede een is nogal belangrik, hy sluit daarmee af, die Satan moenie die oorhand oor ons kry nie, sê hy. Ons moenie dat die duiwel die oorhand oor ons kry nie, want dis sy plan. Dis sy plan is om gemeentes, broers en susters uitmekaar uit te skeer. En wanneer ons hart vogtig is teenoor sondaar mense, dan kry die duiwel die oorhand. En so, broers en susters, kom die eer van God binne gemeentes in gedrang. Daardie eer van God waarvoor ons beywer. Daarom as ons kan afsluit, waar omstandighede waarbinne in ons leef, ons eintlik daagliks dwing om te besin oor die vraagstuk waarby ons vandag stil staan, hoe moet ons dit hanteer, sondaar mense in ons midde? Onthou, kerklike tug vra liefde vir die sondaar mens. Want God het die wêreld so lief gehad. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat ons vanaand ook weer die evangelie kon hoor. Want so lief het God die wêreld gehad, dat U enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En juist daarom vra U vir ons, beveel U ons, bewys ook liefde aan sondaar mense. Onthou dat ons self ook sondaar mense is. En help ons dan om nie bang te wees om mekaar tereg te wys as ons verkeerd doen nie, maar help ons ook om so te lewe dat ons mekaar ook sal vergewe en mekaar ook sal bemoedig waar dit nodig is. Want ons weet, U wil elke een van ons behou. U wil vir elkeen van ons U koninkryk oopsluit met die verkondiging van die evangelie. En daarom vra ons dat U ons ook elke een 'n hart van liefde sal gee om mekaar te kan vergewe en dan so te kan vergewe soos wat U ons ook ons sondeskuld vergewe het. Ons vra dit want ons weet uit onsself is ons nie daartoe in staat nie. Amen. Daar gaan nou 'n geleentheid wees om liefdegawes te gee, waarna ons gaan sing uit Psalm 130. Baie bekende Psalm 130, waarin ons ook sê, as U, o Heer, die sonde
na reg wou gadeslaan, wie sou een enkele stonde voor U, o Heer, bestaan? En daarmee sê ons eintlik nie een van onsself sou voor God kon lewe nie. Kom ons staan, ons sing Psalm 130, eerste en tweede vers. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Amen. Sekonde nog, afkondiging. As ons uitloop by die deur is daar 'n boks avokado pere. Ek moet dit reg sê. Ja, hulle sê dis avokado pere, maar ek sê advokade. Gaan kry gerus vir julle as julle uitstap daar so 'n paar van dit asseblief. En die laaste ou wat uitstap, vat asseblief die boks. Baie dankie.